good evening to all our Biker Heart listeners all over, where it's cold and chilly, and I hope everybody is warm with a cup of soup, en soos Buck sê, met 'n biertjie uit nou net by die huis gekom. So, welkom hier op SA se sekuriteit en sekerheid, en saam met ons vanaand is natuurlik die kibermisdaad hoof van Mike Polley se kibermisdaad eenheid, Anthony Burchett, en ons duik in die wêreld van kibermisdaad en vra, hoekom is mense nog so onkundig oor tegnologie, en hoe maak dit ons kwesbaar? So skakel in die praktiese wenke, insig en stories, wat jou gaan laat besef, hoe belangrik digitale veiligheid regtig is. Anthony, weer eens baie welkom hier by ons. Het is altyd vir ons so lekker om jou hier by ons te hê. Goeienaand mense en luisteraars en dankie vir die geleentheid. Anthony, ek het heel wat privaat boodskappe gekry oor kibermisdaad vra. En jy weet, ek kan nie dit antwoord nie. So, you are the guy. en wat gebeur het hierdie week op Biker Heart? Ons het verskriklik baie spam gekry. Bitcoin gemoes, mense wat ons WhatsApp WhatsApp groep infiltreer, en nie net Biker Heart se WhatsApp groep nie, en so baie ander. En dan het ons ook die telefoonscams van die banke gekry, van die ou sê dat hy word gebel en sy caller ID wys, dit is ek gaan nou nie die bank noem nie, maar die fraudeenheid van die bank, en hy word toe oorgeplaas na so Indian vrou wat met hom praat en al die dinge, en vra hom of hy 'n app op sy foon het, en hy sê nee. Sy sê, sy seker jy het nie 'n app op jou foon nie. Hy sê nee. En sy sê, toe hy dit sê, toe sit sy die foon neer. En dan weer 'n ander een, wat, jy weet, soos hulle op die WhatsApp groepe kom, en hulle kloon, al die mense wat op die WhatsApp groepe is, kloon hulle nommers. So ja, dat is baie, dat is verskriklik, jy weet, vrae wat vir hierdie ontstaan. So, kan jy ons kortliks verduidelik wat julle doen met die kibermisdaad eenheid, en hoe dit belangrik is vir Suid-Afrika se misdaad in die breë? Ja nee, kyk mens, hierdie soort van dinge hou ons baie besig. Ek meen, ons sit daagliks met nie net die sake wat ons ondersoek nie, maar ook natuurlik die vrae wat ons kry. Jy kan dink dat ons toegegooi word met die vrae oor wat moontlik is en wat nie moontlik is nie, en daar's mense wat voel hulle aircons loer hulle af, en dan is daar, jy weet, mense wat boodskappe ontvang en onseker is oor wat aangaan en hoe werk dit, en ek wil vir jou sê, die grootste probleem daar buite is 'n vorm van onkundigheid met tegnologie. Dis mense wat nie noodwendig lekker verstaan wat is moontlik en wat is nie moontlik met 'n selfoon of 'n rekenaar of sosiale media of die internet en nie. En dit is wat lei na baie probleme. Eerstens, na 'n vlak van, jy weet, ek kan amper sê onnodige paranoia aan die een kant, en aan die ander kant wat lei na, ek meen, situasies waar mense gescam word, of waar hulle geld verloor, of waar hulle betrokke raak by iets wat hulle op 'n manier in die skuld laat beland, of in die moeilikheid laat beland, ensovoorts. So, soos ek sê, onkunde is die groot probleem, en ons probeer nou maar wat ons kan deur middel van ons projekte en programme soos die om die mense ingelig te hou in die eerste plek, om hulle te vertel van die nuwe dinge daar buite en wat aan die gang is en waarvoor hulle moet pas op. En dan sit jy ook nou natuurlik met, ek meen, die vals nuus wat versprei word, wat ook natuurlik bydra tot die onkunde. So, ek meen, daar is 'n klein huisie vol WhatsApp boodskappe byvoorbeeld, wat soos jy sê, die groepe vloed. Dis nou buiten vir jou scam boodskappe, kry jy nou natuurlik die boodskappe, julle almal moes dit al gesien het. Dit sal iets lees soos
pas op, iemand bel jou en as jou foon lui en jy antwoord en binne 3 sekondes hoor jy klik, dan hack hulle al jou bankrekeninge en maak jou selfoon of jou banke leeg en steel al die inligting van jou selfoon af. Dis 'n nuwe ding, pas op daarvoor. Om dit te voorkom, tik onmiddellik 3 as jy die oproep ontvang ensovoorts. Daar's baie sulke tipe boodskappe, hulle is net almal anders verwoord, of jy moet hierdie verstelling op jou selfoon gaan maak tipe boodskap. As jy dit nie onmiddellik doen nie, dan kan Facebook binne 7 dae al jou inligting van jou selfoon afsteel, of hulle kan jou foto's verander, of hulle kan die of hulle kan daai. Ons baie sulke bangmaak boodskappe, en baie van die boodskappe word opgetrek met die doel om mense skrik te maak en bang te maak en laat hulle dit moet aanstuur ensovoorts. Partykeer het sulke soort boodskappe dalk 'n link in waarop jy moet klik, of 'n Facebook blad wat jy moet gaan like vir meer sulke boodskappe en. En dit sal net maar wees vir mense, soos ek sê, hulle gebruik die skrikmaak metode om lesers of kykers of wat ook al dan nou te kry, volgelinge. Maar dan is daar die boodskappe wat opgetrek word deur onkundige mense wat skrik vir iets, dit heeltemal buite konteks verstaan, en dan gaan trek hulle nou die ding op en hulle stuur dit uit as waarheid, en ander mense wat nie noodwendig lekker verstaan nie, lees die ding en stuur dit doeteenvoudig net aan sonder om dit te verifieer. Nou dis die een kant van onkunde en WhatsApp boodskappe en WhatsApp groepe byvoorbeeld wat nogal uitstaan. Die ander kant is WhatsApp groepe wat gevloed word deur scammers byvoorbeeld. Scammers wat op 'n WhatsApp groep sal klim, gewoonlik maar onder 'n anonieme profiel. Met ander woorde, dit sal nou 'n oulike oom of tannie wees, of dit sal lyk soos 'n besigheidsprofiel of iets van daai aard. Hulle klim op die WhatsApp groep, stuur 'n uitnodiging. Nou gewoonlik teiken hulle maar publieke WhatsApp groepe, wat nou, ek meen Bikeraard sal een wees, en dan sal jy natuurlik soos ons groepe, ek meen moenie dink dit gebeur nie met almal nie. Ek meen daar's van ons groepe ook waarop ons projekte uitstuur, waar jy so nou en dan sal sien hulle probeer inkom. En dan het jy nou maar die probleem, maar die oomblik wat hy nou in is, dan sal hy nou een van 2 goed doen. Of hy begin om die groeplede te teiken, met ander woorde, hy sal die telefoonnommers begin vat, hy sal spesifieke profiele op die groep kies, en wat hulle doen is hulle moniteer die groepe. So hulle kyk byvoorbeeld en sien dat sekere profiele op 'n groep nogal redelik aktief is. Ek meen as ek nou Bikeraard sou monitor, dan sal Bix nou een van die profiele wees wat ek dalk sou teiken, of Minx, of iemand wat jy nou gereeld sal sien iets plaas, en gewoonlik iets wat jy sal sien, jy kan ons maar sien op 'n groep as iemand 'n boodskap plaas en ons baie reaksies op daai boodskap, met ander woorde duimpies op of laggesiggies of die of daai. So dan teiken hulle daardie spesifieke profiele vir 'n rede, want hulle sien dit as 'n populêre profiel. So dis iets wat almal sal herken as hulle 'n privaat boodskap ontvang. So wat hulle doen is dan stel hulle met ander woorde 'n soortgelyke profiel op, selfde naam, selfde spelling, selfde fotootjie of hartjies of gesiggies by en wat ook al by die naam. En dan sal hulle nou byvoorbeeld daardie profiel vat en hulle sal vir mense privaat boodskappe stuur wat ook dan nou op die groep is. En die doel daarvan is met ander woorde, kyk, hy's nou op dieselfde groep as jy. Dit lyk nou soos die persoon wat jy altyd sien kommunikeer op die groep, so jy voel klaar 'n bietjie meer gerus en bietjie meer op jou gemak. En dan sal jy nou met ander woorde dalk 'n bietjie meer geneig wees om hom te antwoord as hy 'n boodskap stuur. Nou, wat dan nou gebeur daar is, hulle doen nou so 2 of 3 verskillende soort dinge wat afhangend nou is van wat hulle doel is op die einde van die dag. Die een ding sal wees is hulle sal ander profiele teiken, met ander woorde hulle sal profiele teiken met die doel om hulle oor te neem. Nou ek seker baie van julle daar buite het ook nou al 'n boodskap soos die ontvang wat lees in lyn van goeiedag Piet, ek is op dieselfde groep as jy, ek hoop dit gaan nog goed met jou. Yes, ek wil jou vra of jy my nie dalk kan help nie. Ek is uit my Facebook of my WhatsApp uitgesluit en ek moet nou 'n kode ontvang en hulle wil die kode gaan hulle na jou toe stuur en ek wil weet of jy daai kode asseblief vir my sal kan stuur.
en jy herken nou die profiel en jy dink, ag jette, ek wil nou nie die ou in die steek laat nie, en jy sê ja natuurlik, en dan stuur hy nou vir jou, of daar kom nou 'n kode per SMS na jou toe, jy vat die kode en stuur hom na hom toe, en oor 'n halfuur dan bel hy my hysteries en jy sê, Anthony, my WhatsApp is weg, ek weet nie wat gaan aan nie. Nee? So, dis die een ding, as hulle 'n profiel sou teiken. Nou jy sal nou vra, maar hoekom wil hulle my WhatsApp oorvat? En dis redelik eenvoudig, want onthou, kyk, om 'n voertuig te ry, selfs al is dit nou 'n voertuig wat scams ronddra, kort jy petrol. En om dit te doen, gewoonlik petrol in so 'n geval sal nou maar wees om meer profiele te hê. Hoe meer profiele jy het en hoe meer groepe jy op is met daai profiele, hoe groter is die kans dat jy natuurlik ander soortgelyke scams kan dryf of selfs scams waar jy nou met ander woorde geld kan maak uit die mensheid. So dis nou hoekom hulle die profiele teiken, want hulle weet nou, okay, Piet het nou baie profiele, of Piet se profiel is op baie groepe, Piet is baie aktief op die groepe, ons sien dit, so hy moet baie vriende hê, en hy moet baie mense hê wat gereeld met hom kommunikeer, so kom ons teiken sy profiel om hom nou oor te neem. Nou dis nou waar die verskil kom tussen, hulle het my gehack of hulle het my gekloon. Die eerste voorbeeld was 'n kloon, hulle maak jou na. Die tweede voorbeeld is, dis nou waar hulle daai gekloonde profiel gebruik om jou te hack. So nou kry hy jou profiel oorgeneem, en op die einde van die dag, dan vat hy nou jou profiel en hy teiken nou weer jou vriende, en dis nou waar die scam sal begin, waar hy nou byvoorbeeld sal sê, jy weet, hallo Koos, ek is Piet, ek weet jy ken my, maar ek het nou geld nodig, kan jy my dalk help met R500? En so sal Koos nou dalk vir Piet geld leen, en jy sal nou gevalle kry waar dan skielik Bitcoin of crypto advertensies oor die algemeen maar sal plaasvind, of een of ander vorm van 'n marketplace advertensie, met ander woorde, jy verkoop nou skielik een of ander voertuig, en dis teen 'n winskoop, en weer eens, omdat mense jou profiel ken, en omdat hulle jou vertrou, is hulle meer geneig om te val daarvoor. So dit is nou maar die doel van die teiken van die WhatsApp groepe. En soos ek sê, dit kom in baie forme, en ons vreeslik baie, ek meen, jy kan amper 'n gesprek doen net oor die verskillende soorte WhatsApp scams wat bestaan. So daar's vreeslik baie, en daar's vreeslik baie verskillende redes hoekom hulle mense teiken, en waarvoor, en hoekom hulle sekere profiele of sekere groepe teiken. Nou, ek meen, soos ek sê, die groot ding gaan oor onkunde. Mense wat, ek meen, jy praat nooit met 'n persoon privaat nie, skielik ontvang jy 'n privaat boodskap, en ek meen die tweede lyn in die boodskap en vra die persoon om geld te leen, of stel jou in een of ander beleggingsskema voor. Jy behoort dadelik te dink, iets is af of iets is nie lekker nie. Probleem is mense glo te maklik, hulle sien 'n ding en aanvaar dit doeteenvoudig as waarheid. Hierdie skrikmaak boodskappe is gewoonlik 'n manier vir hulle om die waters te toets, om te kyk wie reageer, of wie sê, ag man, loop skei, ek wil nie met jou praat nie, en dan op so 'n manier stel hulle 'n database saam, en hulle weet, alright, hierdie groep se lede is redelik open to suggestion, en hierdie groep sin is nie, so kom ons teiken hierdie groep eerder. En soos ek sê, dit gaan maar oor die skrikmaak boodskapies, dis gewoonlik waar dit begin, die niks seggende, partykeer sommer 'n grappie of 'n simpel sê ding. Nou, ek meen, dis nou vreeslik interessant, nee, soos ek sê, as dit nou kom by onkunde met tegnologie. Mense spring 6 meter in die lug op. As jy nou vir hom 'n boodskap stuur en jy sê vir hom, pas op, as jou foon lui en jy antwoord en dit klink of die persoon aan die ander kant bietjie wegbreek, as hulle besig om jou banke leeg te steel. Nee. Nou, soos ek sê, hulle spring 6 meter in die lug op vir dit. Maar as ek daai selfde persoon 'n boodskap moet stuur en sê, hoor jy, as jy jou yskas se deur 3 keer vinnig oop en toe klap, gaan jou tuimeldroër se drom nou aan die ander kant omdraai. Nee, dan gaan hy vir my sê, ag nonsens man. Verstaan? So dit gaan oor hulle verstaan nie wat's moontlik en wat's nie moontlik op sosiale media en met tegnologie nie. En dit dra by tot 90% van die probleem daar buite. Ja, en natuurlik baie die mense wat baie getarget word, is ons ouer mense. En ja, party van hulle so alleen, dat as hulle skielik 'n boodskapie kry van Piet, wat gaan hulle doen?
hulle is te bly om bietjie geselskap te kry. Is dit nie reg nie? Ja nee, verseker mens, daar's baie dinge wat bydra tot die rede waarvoor iemand val vir 'n spesifieke scam, afhangend van wat die scam is ensovoorts. So partykeer is dit nou maar net 'n geval van dat jy weet dat die regte scammer die regte persoon op die regte dag geteken het. En as gevolg daarvan was die scam baie suksesvol. Maar jy moet ook weet hierdie mense het baie lyne in die water. En ek meen as hulle 100 lyne uitsit en hulle kry dit reg om 5 mense te vang, al is dit met 'n klein bedrag, jy maak hulle redelike geld elke dag. En die ou mense soos jy sê, is meer geneig om te val vir die ding en daar's weer eens 'n vorm van onkunde speel 'n rol, maar ook 'n vorm van onverantwoordelikheid. En dis nie die ou mens noodwendig wat so onverantwoordelik is nie. Dis partykeer die jonges wat onverantwoordelik is. Ek meen die mense wat wel verstaan, die mense wat wel uitmaak. Ek meen elke persoon het 'n verantwoordelikheid om seker te maak as jy nou 'n ouer het, dat jy hulle uithelp met die selfoon of met die rekenaar as hulle sukkel en dat jy nie met hulle geïrriteerd raak en hoe kan ek sê dit net afjak nie. Jou verantwoordelikheid is maar om die foon te vat en te sê kom ek kyk net vir jou of dit reggestel is of kom ek kyk net vir jou of daar 'n probleem daar lê. En om hulle uit te help sodat hulle die dinge verstaan en dat hulle uitmaak van wat die gevare is ensovoorts. Dit is ook jou verantwoordelikheid. Ek meen as jy nou hier luister en hierdie opname is later beskikbaar en jy weet jy het 'n ouer wat gereeld in een of ander struik trap of amper in 'n struik trap en om hierdie boodskap te vat en dit aan te stuur en te sê luister hier, dis uiters belangrik, jy moet dit hoor, jy moet daarna luister, neem dit in en verstaan wat aangaan. En om dalk maar 'n bietjie tyd te maak om hulle te help. Ek meen, dis dieselfde as die probleem wat ons sien, mense wat hulle kinders 'n tablet of 'n selfoon in die hand stop en doeteenvoudig net nie omgee wat daarop aangaan nie. Hulle is maar net te bly as die kind op die selfoon of op die tablet is, want dan is hulle ten minste nie besig om 'n venster ergens te breek of 'n TV-stuk in te slaan nie. So, jy weet, solank hulle aangaan en solank hulle happy is ek happy. En jy weet nie of jy, hoe kan ek sê, jy neem nie die verantwoordelikheid om seker te maak dat jy die nodige stappe neem om hy ding te beskerm in die eerste plek, teen misdadige optrede en in die tweede plek, dat jy jou kind onderrig en oplei oor hoe om situasies te hanteer en om nie so goed gelowig te wees nie. Want dit is tog 'n ding wat meeste kinders daar buite baie maklik is en dit is goed gelowig. Dit is die rede hoekom hulle 'n paar jaar terug, ek meen, kinders gevat het by die hand en net weggestap het by 'n winkelsentrum met hulle. Ek meen, kinders is goed gelowig, hulle glo doeteenvoudig enige iets wat jy vir hulle sê en partykeer praat hulle so maklik ongeag van wat hulle vooraf gesê is ensovoorts. En dit dra by, dit speel 'n baie groot rol, want onthou op sosiale media, op die internet, kinders is nie opgewasse om te verstaan presies wat aangaan, wanneer iemand hulle self, jy weet, voordoen as iets wat hulle nie is nie, of wanneer iemand met hulle praat en hulle in 'n rigting lei, hulle besef nie dit nie en hulle verstaan dit nie. So daar's definitief 'n baie groot verantwoordelikheid teenoor die kinders en die ou mense en eintlik enige iemand wat jy ken, wat jy weet sukkel 'n bietjie met die tegnologie of verstaan dit nie so mooi nie. Ek weet ons het almal gejaagde lewens en almal is maar op hulle eie ding besig en dis op en af elke dag ensovoorts, maar dit vat tog, sekondes om 'n boodskap aan te stuur wat waarde dra. Mense stuur partykeer baie vinnig 'n video aan waar iemand sy gat afval of waar een of ander, jy weet, persoon besig is om sy naam met 'n plank te slaan of iets. Hulle stuur dit aan, maar wanneer jy 'n waardevolle boodskap ontvang, dan stuur jy dit nie noodwendig so vinnig aan nie. En dit is dalk tog tyd dat die mense begin om dit te doen. Ja, en Elise is so verder hoor, sy het 'n vriendin wat met 'n man van 40 teen mekaar was. Hy dalk het die ou tannies vir geld en daar baie van hulle het om geld te gee en hy gaan in verhoudings met hulle. Hoe kry jy so oud van sosiale media af? Dis haar vraag. Ons het al baie van hulle vasgevat
Die groot ding is maar in so 'n geval, veral as dit 'n modus operandi word, met ander woorde, as hy dit aanhoudend doen, is maar om sake te maak en om die persoon met ander woorde deur die reg vasgevat te kry. Dis maar die beste manier om so iets te hanteer, want kyk, as jy dit nie doen nie, dan hou hulle aan. En jy weet, dis natuurlik een van die grootste dinge wat ons in die gesig staar in hierdie bedryf, en dit is baie mense nader ons, en baie mense kla oor 'n ding, of hulle spring op Facebook en dan sal jy sien, daar's groepe van 200-300 mense wat op 'n plaas 'n kommentaar lewer, waar iemand nou aangespreek word ensovoorts, wat sê, ja, ek ook, en hy het my ook ingedoen, en dieselfde het met my gebeur, ensovoorts. Maar as jy nou werklik gaan kyk na hoeveel van hulle druk deur en maak sake en voer dit deur, dan sal jy sien dat dit eintlik maar 'n ou klein handjie vol is. Dis dieselfde as jy nou 'n advertensie op Facebook moet sit en sê, ek is op soek na 20 volonteërs wat my kan help Saterdag by 'n pannekoekverkoping byvoorbeeld. En jy weet, daar's al vreeslik baie wees. Jy sal 2, 3, 4,000 mense kry wat sê ek is bereid om dit te doen. Maar kyk hoeveel daag werklik op. Jy verstaan. En dit is die groot ding met hierdie soort van dinge. Die ouens hou aan as hulle nie gevang word nie, en hulle word nie gevang as daar nie sake gemaak word en reg opgetree word om daai saak deur te voer nie. Ja, dit is so. En jy weet, die mens kan grappies maak hieroor, maar dit is 'n baie ernstige saak. Ek sê so, hulle sal my jammer kry as hulle my rekening gaan, hulle sal dit positief maak. Dit is uitgesteks, maar dit is so, mens kan grappies maak hieroor, maar dit is 'n baie ernstige probleme daar buite. Elise sê, ek is 'n moderator op 'n Facebookgroep vir scammers, om vir scammers af te haal. Sy sê sy haal baie scammers af. So Elise, jy moet vir ons 'n bietjie vertel hoe werk dit. Maar die persoon kry ek nie af nie. Hy is op TikTok, hy baie alles en baie bekende persoon ook nog op sosiale media. Hoe kry ek die persoon van TikTok af? Ja nee, kyk, dit is eintlik 'n baie meer gekompliseerde vraag as wat dit lyk, want dit behels nogal redelike ondersoekwerk en redelike hoe kan ek sê, stappe wat geneem moet word, maar dit is moontlik om dit te doen. Soos ek sê, dit hang alles af van of dit 'n gewoonte is by die persoon, of dit al gedoen is op 'n gereelde basis, en as 'n persoon aanhou met optrede soos dit, kyk, daar's baie, en 'n ou moet dit in ag neem, daar's baie cyberwette, wat mense nie noodwendig van kennis dra nie. Ek sou regtig voorstel dat julle die cyberwet ordentlik bestudeer, ons het projekte op dit ook. Daar's baie wette wat jou beskerm aanlyn, wat mense nie noodwendig van kennis dra nie, en dan tree hulle nie op binne die raamwerk van daardie wet nie. En wanneer so iets gebeur, dan kan jy stappe neem, jy kan sake maak, jy kan baie dinge doen om so 'n persoon wel te stop. Anthony, kan jy ons 'n voorbeeld van 'n geval wat jy gehad het? Kan jy vir ons deur so 'n geval vat? Genade mens, daar's so baie. Maar kom Ja, nee, ek weet, maar maak nou enige een, dat ons net kan, dat die mense, jy weet, ek wil hê, hulle moet in hulle menswees gerus wees, en te besef, ons praat elke donderdag amper oor hierdie tipe goed, maar tog sal hulle vir hierdie tipe misdaad. Ja nee, kyk mens, kyk, daar is, soos ek sê, daar's vreeslik baie gevalle wat ek vir jou kan noem van mense wat geval het vir een of ander vorm van 'n WhatsApp of 'n Facebook scam ensovoorts. Maar ek kan nou dink aan 'n voorbeeld wat ek jou kan gee van 'n spesifieke geval waar 'n persoon met inligting wat hy op sy selfoon beskikbaar gehad het, nie in 'n struik getrap het deur 'n scam nie, maar deur 'n selfoon diefstal, R5 miljoen verloor het. En ja, en dit is nadat 'n selfoon gesteel is, jy sal vir jouself dink, weet jy, as jou selfoon gesteel word, wat is maar die eerste logiese stap is, maar ag, jy gaan blok die foon, jy gaan rapporteer die diefstal, eis by jou versekering,
kry 'n nuwe selfoon, sit al jou goedjies weer op, doen 'n SIM swap en daar gaan jy gaan aan en dit is dood eenvoudig so. Maar in hierdie spesifieke geval was dit 'n bietjie meer van 'n getekende ding. Jou krimineel op straat word slimmer en hulle leer meer verstaan rondom die selfone en wat moontlik is en wat nie. En dan gebruik hulle gewoontes, slegte gewoontes wat mense het teen hulle op die einde van die dag. 'n Eenvoudige voorbeeld wat hier gelei het na 'n baie groot misdaad was 2 gewoontes. Een was om alle inligting op sy selfoon te stoor wat vir hom belangrik was. Nou jy sal dink dis 'n veilige plek, dit is waar jy jou inligting kan stoor. Maar sekere inligting kan jy nie op jou selfoon stoor nie en ek kan vir jou sê wat nie. Inligting soos om jou apps wat jy met ander woorde op die selfoon het sy dit nou bank apps is, het sy dit nou jou sosiale media apps is, of 'n vorm van jou huisalarm app ensovoorts, om daai passwords en login inligting op jou selfoon te stoor sodat jy dit kan onthou. Dis nie 'n goeie idee nie. Jy sit nooit die kluis en die sleutel op dieselfde plek neer nie. En in hierdie geval was dit nou wel die geval gewees. En die ander slegte gewoonte is om waar ook al jy inskakel op 'n selfoon om die opsie te kies om die passwords te remember. Met ander woorde, ek meen baie van ons lees dit nou al so fynskrif. As jy inlog op 'n ding, dan jy gaan nou maar net, jy vul jou password of jou login email en jou password in, jy tik die boksie en jy gaan next en daar log jy in en is nou oor en verby. Wat jy nie aan dink nie is wat het in daai boksie gestaan wat jy getik het en wat se moontlike nagevolge kan dit vir jou hê. Daar is mense wat nou nog na internetkafees toe gaan en by 'n internetkafee sit, inlog in sy bank en wragtig die remember password boksie tik, wat wragtig net die browser toemaak voordat hy wegstap en nie uitlog uit sy bank uit nie. Daar's soveel voorbeelde wat ek jou kan gee wat gelei het na vreeslike verliese, vreeslike skade en in sekere gevalle selfs monitering van mense se gedrag wat gelei het na goed soos ontvoerings of huisrowe ensovoorts. Soos ek sê, daar's vreeslik baie dinge wat 'n ou na moet kyk wanneer jy jou selfoon opstel of jou rekenaar opstel of wanneer jy dit daagliks gebruik, hoe jy dit gebruik en wat die nagevolge van die manier hoe jy dit doen is. Dit help nie jy kies 'n sterk wagwoord as jy daai wagwoord gaan stoor binne in jou kontakte op jou foon nie. Verstaan, dan help daai sterk wagwoord niks, want 'n persoon wat weet waar om te gaan soek, gaan daai wagwoord kry, en dan kan hy doodeenvoudig teruggaan en gaan doen wat hy wou doen in die eerste plek. In die tweede plek, dit help nie, jy kies vreeslike sterk wagwoorde vir jou bank, of vir al jou verskillende banke waar jy dan nou rekeninge het, maar jou selfoon, waarop alles gestoor is, het nie 'n wagwoord op homself nie. Of die wagwoord vir jou selfoon is 4 nulle of 1234, want dit is vir jou maklik en eenvoudig om daarbey in te teken. So, daar's baie dinge wat jy kan doen wat teen jou kan tel. En baie keer ongelukkig, as jy nou na die tyd vir mense sou vra, hoorie, maar hoekom het jy die fout gemaak? En sê hulle, van dit was net gerieflik. Jy weet, ek wil nie sukkel met 'n wagwoord as ek my selfoon oopmaak nie. Maar terselfdertyd, as jy nou vir hom vra wat sy inligting is op die selfoon, dan is dit sy huisalarm, sy huis se kamerastelsels, sy banke, sy versekeringsmaatskappye, al daai apps is op die foon, maar die foon het nie 'n wagwoord op nie. Verstaan? En dan sit jy natuurlik, jy stel jouself oop vir baie groot moeilikheid. Want ek kan vir jou sê, mens, as ek jou selfoon in die hande moet kry sonder 'n wagwoord op, ek kan jou nou sommer 'n voorbeeld gee van hoe 'n kuberkrimineel te werk gaan. Gestel nou, jy sit nou by die werk en daar het nou 'n nuwe persoon begin werk en hierdie persoon is nou vreeslik opvaardig en baie nice en oulik en almal hou van die persoon, dit kan man of vrou wees, maar hierdie persoon het by jou werksplek begin werk met slegs een doel in ag en dit is om die vinnigste manier of die vinnigste roete na maklike geld te vind. Dit is hulle doel, dit is hoe hulle leef, dit is in hulle geskiedenis, maar jou werk weet dit nie, want hulle het nie so ver gaan krap in die geskiedenis nie.
So wat nou gebeur is, hierdie persoon sit nou in die kantoor, jy staan op van jou tafel af, jy gaan gou badkamer toe, jou selfoon lê op jou tafel en jy kom terug en jy gaan dood eenvoudig net normaalweg aan. Wat jy nie weet nie is, terwyl jy weg was, het hierdie persoon letterlik 3 minute nodig gehad om in die vervolg al jou SMS'e, al jou WhatsApps, al jou e-mails te lees, die voice notes te luister, alles te kan access, toegang tot alles te kry wat op daai applikasies aangaan. En hulle kan so ver gaan as om sekere gesprekke te manipuleer, te edit, te verander en hulle kan jou selfoonoproepe afluister wat jy in die toekoms het. So nou het hierdie persoon volledige monitering volledige monitering op jou wat nou een van die mede-kollegas is. En dit was nie baie lank wat nodig was om dit op te stel nie en dit was ook nie so ingewikkeld dat net die absolute, hoe kan ek sê, meester kiberkrimineel daar buite dit kan doen nie. Daar is baie mense wat die vermoë het en wat hulle self slim genoeg gemaak het met dit, want dit is wat hulle nodig het om geld te steel en daar is werklik mense wat 'n lewe daarvan maak. So wat nou gebeur is, nou het die persoon volledige monitering op jou. En jy moet onthou, nee, jy kan vir jouself dink, as ek nou al jou gesprekke kan moniteer en ek het toegang tot jou inligting om met ander woorde jou SMS'e te kan lees, jou WhatsApps te kan lees ensovoorts. Die eerste ding wat ek jou kan vra is, wat kom deur op jou SMS'e? Ek praat nou van buiten vir daai pyn in die gat boodskappe wat jy kry van, jy weet, koop nou hier en jy kan afslag kry of wat kom nog deur op jou SMS'e? Jou OTP-kodes kom deur. Ja. As ek jou SMS'e kan moniteer op 'n daaglikse basis, plaas dit my nou in 'n posisie om te kan sê, maar wag 'n bietjie, nou kan ek OTP-kodes kry, so ek kan nou in jou social media accounts gaan inlog as ek wil. Nou dit sal ek meen, jy sal gelukkig wees as dit die enigste ding is wat hulle doen. Maar verder as dit, kan ek nou by jou banke gaan inlog. Nou sal jy sê, ja, maar dit is nie moontlik om in die bank in te log, want ek meen, jy het daarom nou nog my password en daai tipe goed nodig. Maar onthou, ek moniteer nou jou selfoon, en jy weet nie ek moniteer jou selfoon nie. So ek kan jou gesprekke dophou. Dit vat my 'n baie klein rukkie om te weet, ek hoef net in een van jou cloud accounts in te log, en nou kan ek jou passwords gaan sien wat jy outomaties gestoor het, want jy het nie gedink dit sal ooit teen jou tel nie. Verstaan, so nou het ek jou wagwoorde, en ek het 'n manier om die OTP-kode te lees. En nou, wat ek nou doen, is nou log ek in jou bank in, ek transfer jou geld uit, ek doen dit laat in die aand terwyl jy slaap, en net vir gerieflikheidsonthaalwe om myself genoeg tyd te gee om my bankrekening leeg te maak voordat jy die bedrog agterkom, gaan delete ek al die SMS'e wat die bank vir jou gestuur het in die tussentyd. Jy word die volgende oggend wakker, jy weet van niks nie, jy het geen idee nie, daar's nie 'n SMS om jou te waarsku nie. En wat ek dan verder kan doen, is daai oggend moniteer ek net jou oproepe om seker te maak, as jy nou besig is met moves en planne en sake en die en daai, moniteer ek net jou oproepe om seker te maak dat jy verdink my nie, en as jy my verdink, weet ek dit vooraf, so dan kan ek 'n plan maak en skuif. Sure. Ek sê so ons maak grappe hieroor, maar dit is eintlik baie ernstig. Even as ek is 'n ex-polisman, was ek en my vrou al gescam. Ek kan hulle spoor as ek reg is met 'n artikel 110 met 'n hoofbevel, maar die probleem is die scammers kry Afrika, selfs SIM-kaarte vir al die Pakistaners, en dit maak dit baie, baie moeilik. So, dat is ook al gescam, en toe sê Rihanna, korrek, sy is uit R50.000 uit gescam. Toe vra ek vir haar, hoe het dit gebeur? Sy sê toe, die bank het my gebel, en dis nou net wat jy van gepraat het. Die bank het my gebel, en my gesê dat moet 'n security check gedoen word. Al die info wat hulle gehad het was korrek, so ek het gedink dit is legit. Wel, dit was nie, en ek was 'n idiot. So, dit is verskriklik om hierdie dinge te hoor. Hierdie goed gebeur op 'n daaglikse basis. En jy sal nou sê, jy weet, maar Anthony, is dit nie gevaarlik om te praat oor hierdie tipe ding nie, want jy maak nou die skelm slimmer daar buite.
maar dis nie noodwendig die geval nie. Kyk, jy moet onthou, nee, die goed wat ek hier deel, weet ek is veilig om te deel, want daar is stappe om hierdie goed te ondersoek. En onthou, alles los 'n voetspoor op die einde van die dag. Die groot probleem is met hierdie, soos wat die bank jou nou sal bel en vir jou sê dat met sekere goed gedoen word, of daar was nou net groot transaksies op jou rekening, of die of daai, is, dit is 'n daaglikse ding, dit gebeur baie, en dit is scams wat lei, of hoe kan ek sê, dit ontstaan van vorige scams af wat gepleeg is. Met ander woorde, partykeer begin hulle op een fase, en hulle werk hulle pad deur. So, jy dink nou, hoe kan ek sê, jy dink nou, jy het nou vandag, het iemand nou toegang tot jou e-mail gekry, en jy het nou jou passwords verander, en is nou oor en verby, wat jy nie weet nie, as hulle klaar alles gaan stoor. Dit vat hulle partykeer tyd, maar hulle werk deur daai goed, en stelselmatig, as jy genoeg inligting oor 'n sekere persoon, of 'n sekere transaksie, of besigheid, of het, dan begin jy goed by mekaar sit, en die scammers, die entrepreneurs wat hulle is, sit dan nou en gaan werk 'n ding spesifiek vir jou uit en teiken jou daarmee. So, alhoewel daar baie algemene scams is, met ander woorde, waar, hoe kan ek sê, waar hulle elke dag al 100 mense bel met presies dieselfde storie wat hulle amper van 'n papiertjie aflees, en jy weet, hulle vang sekere van daai mense. Net so is daar gefokuste en geteikende scams, met ander woorde, waar hulle vooraf al die nodige inligting oor 'n spesifieke besigheid, entiteit, persoon ensovoorts gekry het, bymekaar gemaak het, en dit kan nou maar wees deur middel van inligting wat hulle gaan navors het, en toe inligting wat hulle bekom het, deur een of ander vorm van ander inligting wat hulle by jou gekry het, of dit kan wees dat hulle toegang gekry het tot 'n harde skyf van jou, of 'n rekenaar, of 'n selfoon wat eendag deur die venster by die robot gegryp is, en het nie gedink enigstens iets sal verder daarvan kom nie, of, daai inligting is verwerk, hulle het 'n spesifieke ding by mekaar gesit en gesê, nou kan ons hierdie persoon teiken met dit, want ons weet hierdie en hierdie en hierdie, en dit sal ons help om die persoon te oortuig om in 'n sekere rigting te beweeg. Ja, Antonin, ek het gehoor, nou kry jy 'n nuwe foon. Dit is 'n upgrade, dis 'n nuwe foon. Wat doen jy met jou vorige foon? Laat jy hom daar in die kas lê, of jy besluit, iemand het 'n foon nodig en jy gee dit vir die volgende persoon. Daai persoon kry al jou inligting. En daar groot vraag daaraan, want jy het nie 'n foon skoon gemaak nie. Want die mens moet dit maar, jy moet dit maar skoon maak voordat jy die foon vir iemand gee. Maar daar is ook 'n groot probleem met dit, is ek reg? Ja nee, verseker mens, en ons het nou al baie gevalle gehad wat ons moes ondersoek waar soortgelyke gedrag gelei het na 'n baie groot probleem. En dit is weer eens, soos ek sê, 'n vorm van onkunde wat daarna lei. Mense wat, soos jy sê, 'n nuwe selfoon kry, die ou selfoon sommer net oorhandig aan een van die werkers of 'n vriend of 'n wat ook al, en sê, hoorie, delete maar net my goed en dan gaan jy aan. Hulle weet nie van beter nie, of partykeer is dit doeteenvoudig net oorhaastigheid. En wat dan nou gebeur, soos jy daar gesê het, reg, is dat hulle vat dan nou die inligting wat hulle op daai foon kry en kan dit teen jou gebruik. En is nie altyd noodwendig die persoon direk wat dit gebruik nie. Dit is partykeer is dit, jy weet, dit kan wees dat kom ons sê daar werk 'n dametjie vir jou en jy het nou vir haar die foon gegee. Nou kom sy by die huis vanaand en sy wys vir haar Carol die foon en sê, kyk wat het ek nou vandag by die baas gekry, dis nou baie nice. En die Carol gaan deur die foon en dink vir homself, magtig, maar hier's 'n geleentheid. Verstaan, en dan sit jy met 'n probleem en dan het die dametjie niks eers daarmee te doen gehad nie. So, 'n ou moet altyd die nodige stappe neem om jou inligting eerstens te beveilig en tweedens om daarvan ontslae te raak as jy in 'n posisie sou sit waar jy byvoorbeeld 'n rekenaar of 'n selfoon sou weggee. Rekenaars is eintlik baie meer gevaarlik as selfone, vir twee redes. Eerste rede is, die inligting op 'n rekenaar recover baie makliker. Nee, baie makliker. Daar's soveel sagtewares beskikbaar deesdae vir die alledaagse gebruiker, wat 'n rekenaar wat volledig gewipe is,
Jy dood eenvoudig net kan terugsit waar hy was binne 'n kwessie van 'n paar uur. En ja, as jy hom nie reg wipe nie, verstaan, daar's 'n sekere manier om 'n ding te doen. En as jy dit nie reg doen volgens 'n sekere protokol nie, dan is dit baie maklik om inligting terug te kry. En selfone is nou wel 'n bietjie moeiliker. As jy die selfoon reg gewipe het, dan is hy gewoonlik gewipe. En dan vat dit 'n spesialis om die inligting terug te kry. En ek meen dit kan bietjie meer gekompliseerd raak en dit is nie iets wat jou alledaagse krimineel sommer net kan doen nie. Dit is nie baie maklik om te laat doen nie. So dit is daarom 'n bietjie veiliger. Maar ek meen jy moet in ag neem as jy toestelle oorgee, soos 'n selfoon of 'n rekenaar. Jy sal nie glo nie mens, maar daar is al 'n persoon se TV gebruik, 'n smart TV, is al gebruik om toegang tot 'n persoon se cloud te bekom. En daardie TV het gelei dat die feit dat die persoon se fotos, e-mails, telefoonnommers, SMS'e, van hulle applikasies se inligting ensovoorts, alles ingedrang was en alles beskikbaar was aan die persoon wat die TV gebruik het om in die rekening in te kom. Ja, dis scary, nee? Ja, dit is. Nou kyk, mense daar buite moet nou nie sit en dink, o, magtig, en die TV afsit en dink mense loop nou sommer verby jou huis en begin jou inligting te hack deur jou TV nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar wat ek sê is daardie TV was oorhandig aan 'n ander party en die inligting en die rekening op daai TV was nie afgehaal nie. So die oomblik toe daai TV aangaan en hy kry netwerk, toe is dit moontlik vir daardie persoon om actually 'n sign-in kode deur die TV te ontvang. En dit is baie, soos ek sê, jy het net 'n slim persoon nodig wat tegnologie verstaan en ken om vir jou vreeslik baie skade te maak. En daarom moet mense pas op as daar mense by jou huur of mense by jou kom kuier of enige iets van daai aard gebeur, om maar altyd versigtig te wees met jou tegnologie. Mense nie sommer toe te laat op toestelle wat jy, hoe kan ek sê, wat jy privaat inligting of inligting wat na skade kan lei op het nie. Mense moet baie versigtig daarmee wees, eintlik om die waarheid te sê, uiters versigtig. En dan moet jy altyd die nodige stappe neem om seker te maak jy maak jou toestelle ordentlik skoon voordat jy dit ooit oorhandig of verkoop of enigiets van daai aard. En as dit moet en as dit vereis word, doen nou maar die moeite, haal die paar rand uit en laat doen dit ordentlik en professioneel. Veral as jy weet jy is iemand wat in 'n posisie is dat jy met ander woorde 'n groot besigheid bedryf en daai inligting was op jou foon. En dan wil ek bysê op daai selfde noot, as jy 'n groot besigheid bedryf en jy het mense wat vir jou werk, vir wie jy rekenaars gee of selfone gee ensovoorts, maak tog seker jy doen die nodige agtergrondchecks op daai mense. Maak seker daai rekenaars en selfone is opgestel met die nodige beskerming en moniteringsinligting sodat jy in die geval van nood waar daai selfoon gesteel word of waar die persoon net eendag nie opdaag vir werk nie of hulle besluit oornag, nou het hulle 'n idee en hulle wil dit uitvoer en hulle wil jou besigheid onder jou uitsteel of hulle wil kliënte steel of hulle wil die of hulle wil daai, dat jy die nodige stappe van jou kant af kan neem om seker te maak jy kan jou inligting beskerm en dat jy in 'n posisie is dat daai inligting jou nie in 'n posisie kan plaas nie. Sure, Anthony, jy het my oopgemaak vanaand om te weet dat my TV, wat ek goed gunstig vir iemand gaan gee, omdat ek nou 'n nuwe TV koop, jy dink nie om daar inligting af te hou nie. Ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ja, dit is ongelukkig so. Mens dink nie noodwendig altyd aan die goed nie, veral die alledaagse persoon. Ek meen soos jy sê, jy weet, jy's goed gelowig, jy doen dit dood eenvoudig uit jou hart uit, jy gee die TV weg, of jy verkoop nou maar die TV, of wat ook al die geval is, jy dink aan die TV, jy dink aan die transaksie, aan die ding wat plaasvind, maar jy dink nie noodwendig aan wat se nagevolge kan dit vir my hê as iets skeef loop met die inligting wat op hierdie ding is nie. Nee, jy sal nou dink wat se inligting dan op 'n TV lê, soos ek sê. Ek meen dis 'n TV. Ek meen jy kyk TV op die ding, so wat maak dit nou saak of die persoon nou sien wat se Netflix programme ek gekyk het of
jy weet wat hoe kan ek sê wat se selfone ek verbind gehad het aan die TV of waarmee ek gestream het of maar daar's baie meer en dis hoekom ek sê onkunde met wat moontlik is op sosiale media en veral met cloud rekeninge. Kyk, die cloud is 'n wonderlike ding. Ek het al gevalle gehad waar mense vir my sê, ag nee, wat gaan ek nou doen? Dat ek doodeenvoudig sy cloud gebruik en vir hom sy toestel terugsit presies soos wat hy was toe hy hom die laaste keer in sy hand gehad het. En dan sê hy, magtig, ek kan dit nie glo nie, ek is so bly, dankie. Maar jy moet onthou, net so kan die inligting in die verkeerde hande gebruik word, nee, teen jou en dit kan vir duistere redes gebruik word. Hierdie sê so, wat is die kans dat mense hierdie ou waarop sy nog gepraat het, waarschijnlijk nog gepraat vroeger met die tannies wat hy so uitbuit, ontbloot op my groepe, ek het al gesê, sy moet julle direct kontak, want julle sal af kan help met dit. Dan sê Rihanna, die bank het, sy het vraag gesê van hoe sy geskerm is uit R50,000, wat scary is. Willie sê, hy doen sy transaksies en sy net in die bank. Hy sê, hy is old school en hy glo om in die bank in te gaan. So, Peer sê, hulle probeer altyd op my bank app inkom en dan vra hulle my om my password te verander. En natuurlijk, dan is het natuurlijk scammers. En Jacques sê, as jy persoon se foto of inligting op 'n sosiale media platform publiseer, kan daardie persoon byvoorbeeld beweer dat jy 'n persoonlike ding teen hom of haar het. Die beste is om 'n kriminele saak of Jacques is ook natuurlijk 'n polisieman. Die beste is om 'n kriminele saak of sake te open en om of haar strafregtelik te vervolg. Kriminele gebruik soos Trojan horse om te vermy dat hulle IP-adres nie opgespoor kan word nie. Hulle kan van enige plek in die wêreld wees en kies hulle teiken. So hy het dit eintlik aan Elise genoem wat nou so die ou wat met die tannies wat hy so uitbuit, het hy al geantwoord. Willie sê my ex is dood in Februarie, my dogter het haar teekens vir my gegee. En vanaand sit ek hom aan en 1, 2, 3 reset sy my vanuit die USA. So maklik soos dit, nee? Ja, nee, verseker. En kyk wat Jacques daar sê is baie, ek meen dis korrek. En dit is kom ek sê, daar's stappe wat geneem word en protokol wat gevolg moet word wanneer dit kom by die manier hoe jy iemand vasvat. Jy moet ook onthou, jy kan nie sommer net sosiale media toe hardloop met 'n ding en 'n ding gaan plaas voordat jy nie die nodige protokol gevolg het of stappe gevolg het. En ek wil amper sê as 'n last resort, as jy nou regtig in 'n posisie is waar jy nou alles probeer het en jy het gedoen wat jy kan en jy weet nie meer wat se kant toe daarmee nie, dan wil ek amper sê dan kan jy na sosiale media toe draai, maar dan is daar ook protokol. Met ander woorde, daar's sekere inligting wat jy van 'n persoon deel en seker is wat jy nie mag nie. So dis 'n baie moeilike terrein om op te beweeg en dit is hoekom ons altyd sê kry professionele hulp. Maak seker jy sit jouself nie in 'n posisie waar jy vervolg kan word vir iets. Al het jy probeer om die regte ding te doen of al het jy probeer om net hulp te kry of om jou geld uit iemand uit te kry of daar's soveel voorbeelde wat ek jou kan gee. Maar moenie betrokke raak in 'n tit for tat tipe argument op sosiale media waar jy op die einde van die dag opeindig waar jy beklei oor iets wat nie eers meer die oorspronklike onderwerp was nie. En nou is daar derde partye betrokke en ons inligting buite konteks wat gedeel is en ek meen ek sien situasies waar mense mekaar se kredietverslae, credit reports wat getrek word van die bureau af, dat hulle daai credit reports op sosiale media rondstuur. Nee, met die mense se adresse en selfoonnommers en ID-nommers en hulle rekeninge by die verskillende plekke en net so rondstuur op sosiale media en nie dink aan die nagevolge van die aksies wat hulle pleeg nie. Dit was jou net, ek sê ook Anthony, jy het my uitgebou met daai fake invoice wat jy gedoen het so 'n paar weke terug. Dit het my 'n nuwe perspektief en uitkyk gegee. Gehoor daarvan tot ek patent gemaak was op dit. So dit is geskop tot in sy wese. Hy
want dit was die doel, Bux. Die doel was om aandag op iets te fokus, wat ek weet is baie belangrik, maar wat mense nie noodwendig altyd aan dink nie. So, ek is bly dat dit jou geslaan tussen die oë, en ek is bly dat dit jou so 'n bietjie laat dink. Want daar is baie wat 'n ou met so iets kan doen, en ons baie om vooruit te kyk met so iets. Ja, dit wil net vir al die luisteraars sê wat inluister en wat vra het wat ons julle nie kan antwoord nie. Anthony, my gespan staan reg om julle te help. So julle kan enige tyd vir Anthony of vir my kontak. En hulle besonderhede is op die WhatsApp, Bikenaut WhatsApp. En as julle kan hulle direk kontak en of julle kan vir ons inligting gee en ons sal dit vir hulle gee. En dis wat ons te doen, Anthony. Ja nee, verseker mens, ons is altyd beskikbaar om te help. Partykeer, ek meen mense kontak ons op 'n daaglikse basis, al is dit partykeer net vir raad. Ek sê altyd vra eerder voordat jy iets sommer net doen. En ek meen doen altyd die nodige ondersoek vooraf. Ek sê altyd vir mense, dit is baie goedkoper, makliker en eenvoudiger om 'n ondersoek te doen voordat jy 'n transaksie deursit. As wat jy nou daai R200,000 oorbetaal en dan bel jy my en dan sê jy, hoor jy kan nie vir my kyk of daai kar bestaan. Nee, want nou jaag ek nie net 'n kar nie, nou jaag ek die kar en R200,000. Verstaan? Sure, ja, so maak seker dat jy jou ondersoeke vooraf doen en dat jy die nodige vrae vooraf vra. Party mense doen eers en dan begin hulle vra. En dan is dit amper te laat. Jy kan in vandag se tyd so vinnig soos wat dinge beweeg en so vinnig soos wat dit deesdae is om geld te laat wegraak. Nee, kan jy nie meer daai kans vat om te sê ek betaal geld oor en dan sal ek oor 2 ure as ek nog nie van hom gehoor het nie, dan sal ek nou begin kyk wat's fout of vra of. Jy moet weet voordat jy geld oorbetaal na iemand toe of voordat jy 'n item laat aflewer by iemand of enigiets van daai aard, moet jy reeds weet wat jy kan weet van die persoon en jy moet reeds al die vrae wat jy het beantwoord hê en alles moet reeds reg wees. Dan neem jy 'n besluit en dan sit jy 'n transaksie deur. Anthony, baie dankie vir jou tyd en insig weer vanaand. Dit is duidelik dat daar nie net 'n tegniese probleem is nie, maar ook 'n kwessie van opvoeding en bewustheid. En ons luisteraars het hopelik nou 'n beter begrip van hoe belangrik dit is om tegnologie te verstaan en verantwoordelikheid te gebruik. Ons waardeer jou bydrae en wens jou en jou span sterkte toe met julle werk, wat julle daagliks doen. En weer eens sê ek, as enige iets wil verder vat, kan julle direk met Anthony en Mike of dit na ons stuur en ons sal julle in kontak sit dan met hulle. Weer eens, Anthony, blessings vir jou. Baie dankie. Dankie mens, dankie vir die geleentheid. Mag God julle almal ryklik seën en soos ek gesê het, kyk maar uit vir die gevare daar buite en maak seker dat julle die nodige ondersoeke vooraf doen.